Goeiemôre. Dit is Johan Spies hier en ons gaan voort in ons reeks oor die Omega leer. Kom ons sluit net eers die oë. Hemelvader, dankie dat ons in hierdie oggend tot U troon kan nader. Here, baie dankie vir hierdie boek Openbaring en wat dit als aan ons openbaar. Ons vra U om vandag verder met ons te gaan. Ontsluit U woord aan ons. Gee dat ons sal verstaan wat U boodskap aan ons is en gee dat ons sal uitleef dit wat U ons opdrag gee om te doen. Ek vra hierdie dinge om Christus ontwil alleen. Amen. Ons kom vandag by Openbaring 13. En Openbaring 13 is nog een van hierdie tussenwerpsels wat voorkom. Dis nog een van die boeke wat ingesit is, of die hoofstukke wat ingesit is, om vir ons te verduidelik wat ander hoofstukke beteken. In Openbaring 12 het ons geleer van die duiwel, of dan die draak soos hy daar genoem word. En vandag kyk ons na diegene wat saam met hom gaan werk, met ander woorde die antichrist en die vals profeet. Maar ons gaan ook 'n bietjie verder kyk en ons gaan sien dat hierdie onheilige drie-eenheid probeer om God na te boots. Die duiwel het nie die oorspronklikheid van God nie. God het die drie-eenigheid ingestel, die heilige drie-eenigheid, God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. En die duiwel is 'n nabootser en daarom kom hy en hy bring ook drie persone wat nie 'n eenheid is nie, om die goddelike drie-eenheid na te aap. Maar dit is nie al nie, ons gaan ook vandag gesels oor die merk van die dier. En dit is ook 'n geval van kopiering, want in Openbaring 14 se eerste paar verse het ons al gelees toe ons gekyk het na die 144.000, dat elkeen van hulle 'n merk teen die kop gaan ontvang, 'n merk van God af, wat hulle merk as geheilig vir God. En nou gaan ons kom by die merking van die onheiliges. Maar kom ons vat 'n bietjie hoofstuk 13 van vooraf en ons kyk wat als in hom geskryf staan. Ons begin met net die eerste 2 verse van Openbaring 13. En ek het 'n dier uit die see sien opkom, met 7 koppe en 10 horings, en op sy horings 10 krone, en op sy koppe 'n naam van godslastering. En die dier wat ek gesien het was soos 'n luiperd, en sy pote soos die van 'n beer, en sy bek soos die bek van 'n leeu, en die draak het hom sy krag gegee, en sy troon en groot mag. Kom ons vat dit weer en breek dit op in verskillende gedeeltes. 'n Dier uit die see, die vorige keer het ek genoem, dat die see gesien is as die heidene nasies. So, dit is dan 'n persoon wat gaan kom uit die heidene nasies. Die horings dui daarop dat daar mag aan hierdie dier gegee is. Die krone dui ook daarop dat hy sal regeer. Maar let nou op hoe anders is dit as by die goddelike drie-eenheid. Op hierdie koppe van hierdie dier is daar 'n naam van godslastering. Nie van lof tot God nie, maar godslastering. En as ons kyk na die beskrywing, dan voer hierdie beskrywing ons terug na dit wat ons gesien het in Daniël. In Daniël 2 het Belsasar 'n beeld gesien, en hy het gesien 'n kop van goud. Hy het gesien 'n bors van silwer. Dan was daar koper vir die lendene en die bene was van yster gewees. Belsasar het vooruit gesien wat kom. Dan sien ons in Daniël 7, dit was in Daniël 2 wat Belsasar se beeld beskryf is. En let net op, Belsasar, die mens, sien goed soos 'n mens dit wil sien. Hy sien dit as hierdie pragtige beeld met die edelmetale. Maar in Daniël 7
gee God aan Daniël basies dieselfde gesig, maar Daniël sien dit heel anders. In steede van 'n kop van goud sien Daniël 'n leeu wat verskeur. Hy sien 'n luiperd wat vinnig beweeg en aanval. Hy sien 'n beer wat vergrys. En dan sien hy 'n dier wat hy glad nie ken nie, en die dier se beskrywing stem ooreen met dit wat ons hier lees. Alles aan die dier is anders as wat ons dit ken. Hierdie is net 'n kunstenaarsvoorstelling van hoe dit lyk. Maar let ook op die volgorde. In Openbaring sien Johannes die dier, en Johannes sien dit van agteraf, om dit so te noem. Terwyl Daniël gesien het wat in die toekoms gaan gebeur. Belsasar het gesien hoe die mens die dinge sien. God het aan Daniël openbaar hoe God hierdie nasie sien. Glad nie goed nie, maar wrede diere. En nou kom ons en die volgorde word omgeruil. Die laaste word eintlik eerste genoem en dan gaan dit terug tot by die eerste een wat gesien is deur Daniël. Hoekom? In Daniël word daar vooruitgekyk na wat gaan gebeur in die toekoms. In Openbaring vind hierdie dinge plaas en daar word teruggekyk en daarom word die laaste een eerste gesien. So daarom is die volgorde hier heeltemal anders as wat ons in Daniël gehad het. Maar kom ons gaan voort. Ons lees Openbaring 13 verse 3 tot 5. En ek het een van sy koppe gesien, net of dit dodelik gewond was, en sy dodelike wond is genees. Onthou u, ons het al van tevore hieroor gepraat. Die Antichrist gaan lyk asof hy gesterf het en uit die dood uit opgewek is. En dit is waarna hier nou weer verwys word. En die hele wêreld het verwonderd agter die dier aangegaan. En hulle het die draak aanbid. Wie is die draak? Onthou, die draak is die duiwel. So hulle aanbid die duiwel wat die dier mag gegee het. En hulle aanbid die dier en het gesê, wie is aan die dier gelyk? Wie kan teen hom oorlog voer? En 'n mond is aan hom gegee wat groot woorde en godslasteringe uitspreek. En aan hom is mag gegee om dit 42 maande lang te doen. So weer eens vir 3,5 jaar gaan hierdie Antichrist regeer, maar hy gaan godslasterlike dinge sê. En hy het sy mond oopgemaak om te laster teen God, om sy naam en sy tabernakel en die wat in die hemel woon te laster. So ons kan sien dit is iets heeltemal anders as wat God is. God is goedheid. Hier het ons die boosheid wat ter sprake is. Die duiwel gee die mag aan die Antichrist. En ek het in die verlede al vir u genoem, dat die Antichrist wat lyk asof hy dood is, gaan in die bodemlose put beland, en hy gaan daar uitkom om die 2 profete dood te maak, en dan gaan hulle 3,5 dae in die straat lê, en dan gaan hulle opgewek word uit die dood en opvaar na die hemel, 'n wegraping wat daar gaan plaasvind. Ons gaan aan met vers 7. Dit is ook aan hom gegee om oorlog te voer teen die heiliges en hulle te oorwin. En aan hom is mag gegee oor elke stam en taal en nasie. En al die bewoners van die aarde sal hom aanbid. Almal wie se name nie van die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe van die lam wat geslag is, geskrywe is nie. Met ander woorde, almal wat nie Jesus Christus aanvaar nie, gaan hom aanbid. Dit bring ons by die woorde wat ons kry in
2 Tessalonisense 2, van die gees van dwaling wat gestuur gaan word. Die wêreld gaan hierdie slegte ding aanbid, buiten as jy Jesus Christus as jou verlosser aangeneem het. En nou kom die waarskuwing en dit word onderstreep. As iemand 'n oor het, laat hom hoor. As iemand krygsgevangenes maak, gaan hy in krygsgevangenskap. As iemand met die swaard doodmaak, moet hy met die swaard doodgemaak word. Hier is die lydsaamheid en die geloof van die heiliges. Met ander woorde, die heiliges se geloof gaan hulle deur hierdie tyd trek, maar omdat hierdie onheiliges heers, gaan hulle die heiliges in daardie tyd doodmaak. Dit is wat ek al 'n paar keer vir u genoem het, 'n mens moet seker maak dat jy gered is voor daardie tyd aanbreek, want dit gaan baie moeilik wees om in daardie tyd tot bekering te kom. Om tot bekering te kom beteken jy gaan jou lewe verloor. So hierdie eerste 10 verse gee vir ons 'n samevatting van die anti-kris, hoe hy gaan werk, wat hy gaan doen en hoe onheilig hy eintlik gaan wees. Van vers 11 af kom ons dan by die derde figuur van hierdie onheilige drie-eenheid. En uit die aarde het ek 'n ander dier sien opkom, en hy het 2 horings gehad, net soos 'n lam, en het gepraat soos 'n draak. Met ander woorde, hy het horings soos 'n lam, hy lyk asof hy goed is, hy lyk asof hy reg is, maar uit sy woorde blyk dit dat hy praat soos die duiwel, hy praat soos 'n draak. En hy oefen al die mag van die eerste dier uit voor sy oë, en hy maak dat die aarde en die wat daarop woon die eerste dier aanbid, waarvan die dodelike wond genees is. So hier is dit die vals profeet wat vir ons beskryf word, en hierdie vals profeet maak dat al die mense op die aarde die anti-kris aanbid. So dit is die kerklike leier van daardie tyd, wat kom met 'n vals godsdiens en daardeur die mense verder probeer verlei. Hy doen ook groot tekens, sodat hy selfs vuur uit die hemel laat neerdal op die aarde voor die oë van mense. En hy verlei die bewoners van die aarde deur die tekens wat hom gegee is om voor die oë van die dier te doen, deur aan die bewoners van die aarde te sê dat hulle 'n beeld moet maak vir die dier wat die swaardwond ontvang en lewendig geword het. So wat doen hierdie vals? Hy voer 'n nuwe godsdienstige stelsel in, 'n een wêreld godsdiens. Hy doen verskriklike groot tekens. Die mense gaan verstom staan voor dit wat hy kan doen, dat hy selfs vuur uit die hemel kan laat neerdal. Hy verlei die bewoners van die aarde deur hierdie verskillende dinge wat hy doen. En dan kom hy en hy sê dat hulle vir hulle 'n beeld moet maak, of 'n beeld moet maak vir die dier, die anti-kris, omdat die anti-kris die swaardwond ontvang het en weer lewendig geword het. So sy hele godsdiens is gemik daarop om die anti-kris te laat voorkom asof dit Christus is. En dit is waar die verblinding van die mensdom vandaan gaan kom. Die mensdom gaan aanvaar dat die anti-kris die Messias is wat gekom het, en hulle gaan hom aanbid, alhoewel hy heeltemal die verkeerde dinge doen. So die anti-kris gaan die politieke heerser op aarde wees in daardie tyd. Die vals profeet gaan die godsdienstige leier van daardie tyd wees. En saam gaan hulle werk om die mensdom finaal te verlei. As ons aangaan van vers 15 af, dan sien ons, dit is hom gegee, dit is nou die vals profeet, om 'n gees aan die dier se beeld te gee, sodat die dier se beeld ook sal praat, en maak dat almal gedood word wat die dier se beeld nie aanbid nie. Nou dit is iets wat altyd baie moeilik was om te verstaan, maar as ons nou kyk
na hoe dinge werk en hoe hommeltuie gebruik word. Hommeltuie kan op 'n afstand 'n persoon herken. Israel maak byvoorbeeld daarvan gebruik in hulle stryd teen die Hamas en Hezbollah en die mense. So, dit kan so tipe ding wees wat gebeur. Op 'n afstand herken hy mense en kan hy iets uitskiet om die mens dood te maak. Hy kan vuur uitskiet, hy kan 'n koel uitskiet, hy kan 'n bom uitskiet. So, dit raak vir ons al hoe duideliker hoe dit is. Maar hierdie beeld wat gemaak word, is ook dieselfde wat ons in Daniël kry, wat in die dae van Antiochus Epiphanes gemaak is, of Antiochus 4. Dit is 'n beeld van hierdie valse leier, wat in die tempel geplaas word, en waar die mense hom dan moet aanbid, en sê dat hy God is. So, die valse profeet help om hierdie valse godsdiens daar te stel. En ons gaan, as ons by Openbaring 17 kom, weer verder oor hom gesels. Kom ons kyk wat doen hy nog. Hy maak dat aan almal, klein en groot, en die rykes en die armes, en die vrymense en die slawe, 'n merk op hulle regterhand en op hulle voorhoowe gegee word, sodat niemand kan koop of verkoop nie, behalwe hy wat die merk of die naam van die dier of die getal van sy naam het. Daar is al baie gepraat oor hierdie merk van die dier, en daar's boeke daaroor geskryf. So 'n mens kan baie tyd hieraan spandeer. Wat dit presies is, weet ons nie. Wat ons wel weet, is dat in die King James Bybel is dit vertaal as die merk is in die hoof of in die hand. Maar die Engelse taal het van die 1500s tot nou verander, en die woord in en on het 'n betekenisverandering ondergaan. As 'n mens na literatuur kyk uit die tyd toe die King James Bybel vertaal is, dan lees 'n mens, nou praat ek van populêre boeke van daardie tyd, dan is daar gesê, the people danced in the floor. En die King James gebruik dan ook dat in, en nou wil baie mense hê, dat dit 'n inplanting is wat gaan voorkom. Maar as gevolg van die taalverandering in Engels, weet ons nou dat dit eintlik on moet wees, soos op, dis nie in nie. So, ons moenie te veel klem lê op enkele woorde in vertalings nie. Ons moet kyk wat die Bybel vir ons sê, en daarom moet ons van verskillende vertalings ook gebruik maak om te sien wat die korrekte woord is. Maar kom ons kyk verder. Niemand sal kan koop of verkoop, behalwe hy wat die merk of die naam van die dier of die getal van sy naam het. Die wêreld is besig om oor te skakel en heeltemal weg te beweeg van 'n kontantstelsel. Dit word 'n kontantlose wêreld. In die proses speel kriptogeldeenhede 'n al hoe groter rol. En as 'n mens kyk na die bedrog en so wat plaasvind in die wêreld, gaan die mens probeer om hierdie bedrog hok te slaan. En die een manier om dit te doen, is dat jy nie iets soos 'n kredietkaart het nie, maar dat dit iets van jou liggaam is wat gebruik word, sodat dit jou kan help om jou geld te beveilig en jou kan help om transaksies te doen. Daarom word daar verwag dat wat hier ook al ter sprake is, iets gaan wees, 'n tatoeëermerkie of wat ook al, wat op jou vel aangebring word,
waardeur jy deur dit teen die masjien te druk, sal jy dan kan koop of verkoop. Outomaties word die geld oorbetaal. Dit is nie meer 'n bank wat dit doen nie. Dit is 'n internasionale ding wat sorg dat hierdie geld oorgedra word op jou naam en jy sal niks kan doen daarsonder nie. Maar dit bring mee dat die persoon wat in beheer van hierdie stelsel is, die hele mensdom kan hanteer. Want met hierdie merk weet hulle dadelik wat jy gekoop het en waar jy gekoop het ensovoorts. Hulle weet waar jy woon. Met ander woorde, jy kan net kom ons sê jou hand teen die masjien druk en die transaksie gaan deur. As ons kyk wat reeds in die wêreld aan die gang is en ons kyk na die hoeveelheid kameras wat daar byvoorbeeld is om jou gesig te herken. Ons het net nog gepraat, is dit 'n inplanting of is dit 'n teken wat aangebring word of is dit net jou fisiese eienskappe wat gebruik gaan word? Ek het stories gehoor, ek weet nie hoe waar dit is nie, dat in China as jy byvoorbeeld iets doen, soos jy kruis 'n straat op 'n plek waar dit nie toelaatbaar is nie, teen die tyd wat jy by jou huis kom, lê jou boete al in jou e-pos dat jy daar en daar oortree het, jy's herken, jou gesig is gekoppel aan jou adres en die boete is soontoe gestuur. Dit is die tipe stelsel wat hier ter sprake is. Hoekom wil die anti-kris hierdie beheer oor die mensdom hê? Hy wil hê dat die mensdom moet doen dit wat hy wil, nie dit wat die mens wil nie. So, op hierdie manier kan hy jou dwing om net te doen wat hy wil hê. Maar hier kom iets anders ter sprake en baie mense is verskriklik bang vir die merk van die dier, want ons word gewaarsku as jy die merk gaan ontvang, gaan jy nie in die hemel kom nie. Dat die merk van die dier vir jou gegee gaan word op 'n manier dat jy nie eers weet nie, deur 'n inspuiting, 'n inenting of wat ook al. Dit kan nie so werk nie. As ons die Bybel behoorlik bestudeer, gaan ons sien dat jy hierdie merk of kom ons gebruik maar die woord merk, maar ek het nou vir u verduidelik, dis nie noodwendig 'n merk nie. Jy gaan nie in hierdie stelsel kan inskakel as jy nie jou lojaliteit aan die dier gee nie. Met ander woorde, jy moet eintlik Satan aanbid om hierdie merk te bekom. Aanbid jy nie vir Satan nie, sny hy jou af. En Satan en anti-kris is amper sinonieme in hierdie geval. Dan word jy afgesny, jy kan nie kos kry om te eet nie en jy gaan sterf van die honger. Jy kan niks verkoop nie, want ander mense is by die stelsel ingeskakel en jy nie. So dit is 'n baie groot ding wat kom en deur dit in te stel, gaan baie mense wat hulle lewe vir Christus wou gee, gaan sterf in die proses. Maar kom ons kom by die laaste gedeelte van die vers. Hier kom die wysheid te pas. Wie die verstand het, laat hom die getal van die dier bereken, want dit is die getal van 'n mens, en sy getal is 666. Dis weer 'n gedeelte waaroor daar al verskriklik baie geskryf is. Nou is die interessantheid dat uit sommige van die oudste kopieë van die Bybel staan daar nie 666 nie, maar 616. Wat is die regte een? Maak nie saak watter een dit is nie, ek dink nie dit gaan oor die getal nie. As ons kyk na jou identiteitsnommer, dan is die eerste 6 syfers daar jou geboortedatum. As ons kyk na poskodes, dan of telefoonnommers, die eerste 3 vertel eintlik waarvandaan jy bel. En hierdie kan 'n soortgelyke stelsel wees, dat die eerste nommers ter sprake verklaar eintlik van waar jy is, watter plek jy is.
So wat ons dus sien in hierdie gedeelte wat ons vanoggend bespreek, is dat die anti-kris gaan heers oor die wêreld. Hy gaan die kerkleier hê, die vals profeet, wat mense na hom toe gaan lei. En hy gaan 'n stelsel implementeer wat maak dat jy net sal kan handel dryf as jy getrouheid aan hom afgelê het en deel van hierdie stelsel word. So, dit is waarom daar soveel mense tydens die verdrukking gaan sterf. Onthou wat ek in die begin van Openbaring vir u vertel het. Op die oomblik het ons mense in 3 hoofkategorieë: in die hemel, op die aarde en onder die aarde. En op die ou end gaan jy net 2 kategorieë kry: hemel en hel. En hier het ons een van die meganismes wat gaan inkom om te sorg dat jy 'n duidelike skeiding het dat jy of in die hemel hoort of in die hel. En op hierdie punt gaan ons nou voortbou as ons volgende keer aangaan met Openbaring 14. Wat ons egter moet weet is dat hier dwars deur Openbaring vir ons vertel word daar is wel 'n uitkoms. En die uitkoms is as ons getrou bly aan Jesus Christus. As ons bly in dit wat hy ons leer, as ons nie toegee aan die wêreld se druk nie, dan word ons gered. Maar as jy gaan toegee aan die dinge wat gebeur, dan is jy verlore. So, u moet die keuse maak. Volg jy Jesus of volg jy dit wat jy wil volg? Kom ons sluit af. Hemelvader, dankie dat ons weer uit u woord kon leer. Here, hier is vanoggend weer vir ons soveel dinge wat ons ongemaklik laat voel. Wat ons laat voel, maar dis 'n verskriklike tyd wat voor lê. Hoe sal 'n mens dit kan oorleef? Maar u gee vir ons die oplossing. U sê vir ons, as ons tot u wend, sal u ons red. En Here, ons moet ons tot u wend voordat hierdie dinge gebeur. Ons moet ons tot u wend in hierdie lekker en gemaklike tyd waarin ons nou leef, waar ons net vir Jesus Christus as ons verlosser kan aanvaar, waar ons moet glo dat hy God is, dat hy aarde toe gekom het, dat ons deur sy bloed skoon gewas kan word. En as ons dit aanvaar, dan weet ons is gered, want hy het opgestaan uit die dood en so staan ons op uit die dood van sonde. Maar Here, ons leer ook hier in Openbaring dat dit moeiliker gaan word na die einde van tyd toe. Daarom vra ons u, wees met ons. Gee dat elkeen wat na hierdie boodskap luister, betyds hulle lewens vir u sal gee, terwyl dit nog maklik is om u te vind, want die moeilike dae lê voor die deur, en uit alle tekens wat ons sien, is daardie dae baie naby. Werk dus in elke hart. Wys u vir ons waar ons fouteer in ons lewe teenoor u, en help u ons dat ons nader aan u sal beweeg so gou as moontlik. Ek vra hierdie dinge om Christus ontwil alleen. Amen.